Verder uit Johannes 1 vanaf vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van hom wat uniek verwek is deur die Vader, vol genade en waarheid. Johannes getuig oor hom en roep uit, hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, omdat hy die eerste was. Uit sy volheid het ons almal genade ontvang. Ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie, die uniek verwekte, self God, wat teen die bors van die Vader is, hy het hom bekend gemaak. Hy het hom bekend kom maak. Dit is dan die einde vers 18, die einde van die eerste inleidende gedeelte wat Johannes vir ons gee aan die begin van sy skrywe, aan die begin van sy boek. Hy is besig om vir ons 'n kompakte samevatting, inleiding te gee van die kernboodskap wat hy vir ons verder gaan uitpak in die res van sy boek. Nou hy begin hier met 'n baie aangrypende en interessante verwysing in vers 14. Hy sê die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Nou dit is so 'n interessante verwysing hier, want hierdie woorde wat hier staan, onder ons kom woon, is eintlik 'n verwysing, is eintlik 'n manier om die tabernakel te beskryf. As jy nou dink aan die tabernakel in die Ou Testament, en jy kan nou gaan lees byvoorbeeld in Eksodus hoofstuk 40, dan sien jy hoe die volk opgeroep is om hierdie tabernakel, hierdie tent van samekoms op te slaan, as 'n teken dat God onder die mense, as 'n simbool, as 'n sigbare simbool, dat God daar by sy mense is. God het dan op so 'n manier homself bekend gemaak in die tabernakel, deur byvoorbeeld die wolk oor die tabernakel te laat sak, en so het hy vir hulle sy heerlikheid in die tabernakel gewys. Hy het vir hulle gewys, hy is teenwoordig. Nou sien ons hier, sê Johannes, Jesus Christus, die woord, die logos van vers 1, het vlees geword en onder ons kom tabernakel. Hy het onder ons midde kom woon en ons kon sy heerlikheid aanskou. So nou nie meer 'n tent nie, en nou nie meer 'n beperkte heerlikheid van God wat ons kon sien in die vorm van 'n wolk nie, maar ons kon letterlik, sê Johannes, in sy gesig kyk. Ons kan na hom kyk, ons kan na die heerlikheid van God, ons kon dit sien, 'n heerlikheid soos die van hom wat uniek verwek is deur die Vader. Uniek verwek is 'n ander woord, of 'n meer direkte vertaling, maar ons sou ook kon sê enig gebore. Enig gebore. Dit beteken nie dat Jesus Christus die eerste een is wat gebore is van baie nie, soos byvoorbeeld die Jehova se getuies sal sê dat Jesus Christus 'n skepsel van God is, en hy is maar net die eerste een, hy is maar net die een wat baie meer aansien, die hoogste aansien van die Vader ontvang het. Nee, wat Johannes hier sê is, hy is uniek verwek. Hy is uniek, hy is God. Onthou, ons het al reeds in die vorige verse dit raak gesien. Die woord, die logos, Jesus Christus, hy is self God, hy was by God. Hy is die uniek verwekte seun van God. Hy deel dieselfde eienskappe as die Vader. Hy is God, hy is lig uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. En as ons na Jesus Christus kyk, die een wat vlees geword het en onder ons kom tabernakel het, dan sal ons die Vader ook in hom sien. Ons kan nie na die Vader kom behalwe deur die Seun, behalwe deur Jesus Christus nie. Ons sien in hom die heerlikheid van die Vader. Hebreërs 1 is weer eens hier vir ons 'n baie goeie teksgedeelte om saam met hierdie verse te lees, want dit verduidelik vir ons dat Jesus Christus die afdruksel is van die Vader se wese. Vol van genade en waarheid gaan Johannes verder. Genade en waarheid. Jesus Christus is die waarheid. Hy gaan later vir ons ook sê, Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes, die doper, het oor hom getuig en hy het uitgeroep, hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom is my voor. En dit beteken dat hy voor Johannes is in die sin dat hy in die begin alreeds daar was, dat hy na sy godheid voor Johannes is.
dat hy eerste was, dat hy die Logos was, so selfs Johannes, wat ook 'n mens is, gewone mens soos ek en jy, Johannes die Doper, hy getuig dat Jesus Christus, die Logos, dat hy God is, dat hy gesagvol is. En uit sy volheid, dit wil sê, uit die volheid van die uniek verwekte Seun, uit sy volheid, uit die volheid van sy genade en sy waarheid, het ons ook genade ontvang. Genade op genade. En dit is in teenstelling met die wet van Moses. Teenoor die wet vind ons die genade wat deur Jesus Christus gekom het. So in die Ou Testament het God homself deur die wet van Moses geopenbaar. Moses was alreeds vir ons in die Ou Testament 'n voorbeeld van Jesus Christus se middelaarskap. Moses het elke keer tussen God en die mense gaan staan, tussen God en die Israeliete. Het gesê, Here, wees hulle genadig, spaar hulle, onthou u verbondsbeloftes. Hy was 'n tipe vir vooruitskouing van die een wat sou kom, die middelaar wat sou kom, die genade en die waarheid wat sou kom deur Jesus Christus. So hier sien ons die ou verbond en die nuwe verbond. Die ou verbond is daardie tyd waar God homself openbaar het deur die wet, deur Moses. Hy het sy wil bekend gemaak. Hy het gesê, hier is wie ek is. Hier is my 10 woorde. En Jesus Christus bring dan die nuwe verbond, die verbond van genade, waar ons God sien, nie meer in die wet nie, maar in die persoon van Jesus Christus. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar wat so besonder is dat hierdie uniek verwekte een, die een wat self God is, die Logos, Jesus Christus, die geliefde van die Vader, die een wat teen die bors van die Vader is, hy het, en dit is absoluut verstommend as jy vir 'n oomblik daaraan dink, hy het hom bekend kom maak. God self het in die wêreld ingekom, hy het onder ons kom tabernakel, sodat ons sy heerlikheid kan sien. Die mense kon aan Jesus raak, hulle kon met hom praat, hulle kon hom sien, die heerlikheid van die Vader, 'n heerlikheid soos die van die Vader. Jesus is die afdruksel van die Vader se wese. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die uniek verwekte Seun, u Seun, Jesus Christus, hy het onder die mense kom woon. Hy het onder ons getabernakel, sodat u heerlikheid nie meer ver weg is nie, maar naby gekom het, dat ons u heerlikheid kon sien. Selfs Johannes het getuig dat hy werklik Seun is, Seun van God is. Wil u ons in hierdie dag nou ook hieraan herinner, dat daar by u Seun genade en waarheid is, genade op genade. Amen.